Goeiemôre, verbeel jou, jy hoor absoluut niks. Daar is net stilte. Jy hoor nie die voeltjies wat die nuwe dag begroet nie. Jy hoor nie die fluistering van 'n geliefde stem nie. Net stilte. Doodse stilte. Ons lees in Markus 7 daarvan vers 31 af van hierdie doofstom man wat deur sy vriende na Jesus gebring is. En dan raak Jesus hom aan, sit sy vinger in sy oor en raak sy tong aan, sug, kyk op na die Vader en gee die instruksie, Ephata, gaan oop. En onmiddellik het hierdie man sy ore oopgegaan en kon hy helder hoor en sy tong het losgekom en hy kon duidelik praat. Wat maak dat ek en jy vandag doof raak vir God se stem? Daar's so baie lawaai daar buite. Die smaakmakers, die nuusmakers. Partykeer is dit 'n insident of 'n tragedie of siekte of 'n teleurstelling of 'n onbeantwoorde gebed. Partykeer is ons so besig en opstandig dat ons nie meer God se stem hoor, dat ons doof geword het vir hom. Maar Jesus spesialiseer daarin om harde sag te maak en ore wat toegeslaan het, weer oop te maak en 'n tong los te maak. En Jesus daag op in hierdie man se lewe en hy wil ook in jou lewe kom sê, Ephata, gaan oop. Hy nooi jou, hy sê, kom tog, laat ons die saak uitmaak. My juk is sag en my las is lig. Ek gee vir jou 'n nuwe lewe. En dan hoor hierdie man helder en duidelik en almal is verbaas. En Jesus sê, bly stil, maar hulle kon nie stil bly nie. En hulle het dit uitbasyn en hulle het gesê, hy het alles goed gedoen. Jesus kom herstel, hy doen alles goed, soos aan die begin van die skepping, kom Jesus en kom herskep, en kom maak hy nuut, kom maak hy oop. Mag die Here jou ore en jou hart en jou lewe vir hom oopmaak. Ephata, gaan